Môre julle en regtig welkom en is lekker om by mekaar te wees op hierdie besonderste dag, Vadersdag. As Christene en as 'n kerk, dan is dit vir ons 'n bietjie ekstra spesiaal. Dames moet nooit sleg voel as Vadersdag so klein bietjie meer spesiaal voel nie. Dis eintlik omdat ons hemelse Vader kies om hom te herdenk op 'n wêreldse dag, 'n dag wat die mens opgedink het. Al is Vadersdag soos 32ste op die lys. Ons sit dit amper heel bo, want ons herdenk onse Vader wat in die hemel is, wat aarde toe gekom het en nou hier by ons leef. Wat 'n voorreg om hom Pa te noem. En dis hoekom ons draai die fokus weg van gebroke aardse paas en ons probeer kyk na wat die Vader vir ons sê as mense, as kinders, seuns en dogters van God. Wat sê Papa vir sy kinders? En so, interessant, al wat ek wil doen vanoggend, want ons soveel lekker goed gereël vir vandag, al wat ek wil doen vanoggend, is ek wil net kyk na 'n stikkende Papa, wat eintlik 'n goeie man van God was, en dan wil ek kyk na 'n Pa wat in sy gebrokenheid op die einde nog steeds die regte dinge probeer doen het, en dan wil ek vir iets baie interessants wys, en baie min mense gaan beleef wat ek vandag doen. Ek het dit, toe ek 'n student op universiteit was, nog vir my dosent, vir my professor gaan wys, en hy het nog vir my gesê, ja nee, dis reg, jy kan dit maar doen, want maar dis vir my mooi, en so vir my het dit altyd by my gebly het, en dit het in my gedagtes weer opgespring, en toe voel ek net, dis dan wat die Here vandag vir julle wil wys, is iets wat vir my opgespring het, waar ek 2 psalms saam in mekaar ingooi, en 1 psalm maak, maar ek sal nou vir 'n bietjie meer daaroor praat. Ek begin met julle met 'n stikkende pa. 'n Pa wat 'n man van God is, 'n Christen, 'n man wat die Bybel ken, 'n man wat lief is vir God, 'n man wat sy dag begin deur om te bid. Hy bid 10:10 as voor hy eet. Hy ken al die Christenskap goedjies. En hy werk in die kerk. Hy staan agter 'n kansel, hy preek. Mense kyk op na hom as 'n man van God. As jy ek haat daai titel, maar jy weet, as daai tipe ding. En sy naam is Eli. En hy praat namens God en behartig die sakramente namens God. En maklik om te onthou 1 Samuel 2 vers 22 en dan gaan ek vir julle lees uit 1 Konings 2 vers 2. So lekker, né? Vadersdag het 'n mamma ook nodig. 2 saam word 1. Okay, gaan ons. 1 Samuel 2 vers 22. Eli, dis nie op die skerm nie. Eli was al bejaard, maar hy het geweet wat sy seuns besig was om aan die Israeliete te doen. Daai sin is hoendervleis vir 'n pa en 'n ma, maar ma's, julle weet ek praat met julle ook as ek pa sê. Dit is hoendervleis. 'n Pa wat weet wat sy kinders aanvang en niks daaromtrent doen nie, is die teenoorgestelde as God. Jy's 'n anti-Kris. Jy's anti-Christen. Wat het Christus kom doen toe hy sien wat aangaan? En hier kyk Eli, en hy sien wat sy seuns besig is om aan te vang, en kyk die volgende sinnetjie. So het hy geweet dat sy seuns die jong vroue by die ingang van die tent van ontmoeting misbruik. Hy het geweet dat selfs binne in die huis van die Here sy seuns die heilige spasie misbruik. Hy het geweet dis wat aangaan. Nou miskien niemand van julle sê, "Sjoe, as dit so erg raak, sal ek inspring." Jy weet, ek haal sommer 'n woord daar uit, want ek wil nie daai woord in konteks hê nie, want ek weet nie, maar dis hard, daai is een van die aaklikste goeters in die Bybel. En meeste van ons is soos, nee, ek sal nooit laat dit so ver gaan nie. Maar jy weet wat jou kinders aanvang. En jy voel magteloos, want jy's irrelevant. En dis hoekom onthou jy's kaas. Jy's 'n ou wyn in die kelder. Wie durf jy sê God in jou is, om te sê jy's irrelevant en kan nie meer praat nie en het nie meer gesag nie? Gesag is nie iets wat deur kinders gegee word nie, gesag is iets wat deur God gegee word. Of dit aanvaar word of nie is 'n ander saak, maar om te swyg as God jou gesag gee, is om nie jou plig na te kom as Christen nie. Hoe durf jy jou gesag weggee, omdat jou vrou, jou kinders, jou werksituasie dit nie vir jou gee nie? Hoe durf jy wat God jou gee, weggee? En dit is so hartseer, dat hierdie man van God hierdie manier eindig. En toe kom Eli eventueel na sy kinders toe, maar hoor hoekom? Nie omdat hy 'n goeie pa is nie. Eli sê toe vir sy seuns, die mense kom al en kla by my,
oor julle bose dade. As ander mense, as die juffrouens jou bel, dus meneer, kom asseblief weer skool toe, ons kan nie meer nie, ons kan nie meer met jou kind nie. Hy hop hierdie bal in die klas die hele tyd, en dan vat ons dit weg, en dan steel hy dit by ons. Dis soos om sweets Vrydaande by die jeug te probeer veilig hou ergens. Ek meen, as jy dit weer sien, as al die sweets weg. Ek kan dit net nie, okay, nee, ek het dit nie, nee, ek spot. Ons spot grappie, dis nie. En so, die hartseer ding is, wanneer die dorp al klaar, wanneer mense wat jy lief het al klaar, Dink daaroor, julle. Ons is Christene. Ons families, ons samelewing, ons opdrag is swaarder as die wêreldsin en moeiliker as die wêreldsin. Ons kan nie net toelaat dat ons iets hanteer wanneer die krisis daar is nie. Ons het die woord van God. Ons word voorberei teen 'n krisis, nie as 'n krisis kom nie. Ons het die woord van God en ons moet dit in ons kinders se harte sit. Dat as die krisis kom, selfs die woord van die Here in hulle harte is. Maar jy kan nie as die krisis kom nou die woord van die Here in 'n kind se hart wil indruk nie. En omdat die mense kla, roep hy nou sy seuns bymekaar. Hoekom doen julle sulke dinge? Tipies. Man, niks het verander nie. Dus hoekom doen jy dit? Dis soos wat bedoel dit? My seuns, julle moet ophou daarmee. Ek sê om meisies te mishandel in die kerk. Jy moet ophou daarmee, hoor? Ek hou nie so baie daarvan nie. Ek weet, wat die hek? Jy kan hierdie storie nie opmaak nie. Papa wil nou hê, jy moet ophou met meisies mishandel in die kerk. Wat gaan? Jy is so behept met jou werk, jy weet nie eers meer wat jou hoofwerk is nie. Jy is so behept met die kerk en die preek, jy weet nie eers meer wat jou funksie is as man nie. En dis so hartseer, wanneer werk belangriker raak as jou kerk, en dit beteken jou huis. Ons kom nou net uit 'n reeks oor gaan, uithoeke van die wêreld. Man, as jy net jou voet aan die kant van die bed wil sit, besef jy het sopas gegaan. Jy het 'n vrou, jy het kinders, jy het 'n pa op die ander kant van die lyn, jy het 'n ma wat jou ergens lief het. Come on, hoe ver wil jy gaan om te besef wat God vir jou gegee het? Julle maak dat die mense teen die Here oortree. Wat ek van die mense hoor is nie goed nie. Wat julle maak dat die mense teen die Here oortree. En hoor mooi Christene, wanneer Christenkinders, julle jonges wat hier sit, en ek sê van jonges as ek ook 'n kind, as ons teenoor God, as ons oortree, dan laat ons die wêreld sondig teenoor die Here. Want as jy as 'n Christen iets doen, dan dink dies wat nie gelowig is nie, wel dan is dit nie so bad nie, nee. Dis hoekom elke keer wanneer jy met hulle praat oor die Here, slaan hulle jou met jou sondes. Want as hulle net kan glo dat as jy dit doen, en jy glo jy gaan hemel toe, dan kan hulle ook maar glo hulle gaan hemel toe. Want as jy goed genoeg is vir die hemel, dan is hulle ook seker goed genoeg vir die hemel. En so die wêreld wil hê jy moet sonde doen. Hulle wag vir jou om sonde te doen, want dit gee vir hulle 'n kans om teen die Here te sondig. En so dis baie gevaarlik om die bloed van Jesus te misbruik as een of ander verfkwassie wat jou sondes net uitwas. En so daarom kan ek maar doen wat ek wil, want hy het vir my gesterf. Jy laat mense die bloed van Jesus goedkoop maak, wanneer jy jou sondes so vir die wêreld demonstreer. In plaas om te berou en te huil en te vrees, en op jou knieë te val en te besef wat jou sonde se potensiaal is jy arrogant en genade is jou roemlied, en jy laat ander mense die Here se bloed misbruik, want jy reken nie af met jou sonde met 'n passie nie. Maar as iemand teen die Here sondig, wanneer iemand teen 'n mens, teen 'n medemens sondig, dan oordeel God tussen hulle. Maar, hoor hoe mooi sê hy dit, hoor hoe mooi probeer hy sy seuns leer, maar dit is te laat. Maar as iemand teen die Here sondig, wie sal vir hom intree? Hierdie les moes lank al geleer geword het. As twee boeties met mekaar fight, kom pappa en hy sorg dit uit. Hier's handskoene, boks mekaar. Jy kan 'n fight op aarde uitsorteer. Wat gebeur as jy teen die Here sondig? Wie gaan vir jou instaan? Fast forward, Jesus Christus, sonde teen die Heilige Gees. Wie gaan vir jou intree as jou sonde en arrogantheid gewaai word voor God en jy maak God jou vyand? Wie gaan jou red as God jou vyand? Dit maak nie sin wat jy doen nie. Wat doen jy? God wil nie hê jy moet dit doen nie. Is jy arrogant of is jy naïef? Want arrogansie, rebellie, volgens Moses se wet,
is wanneer 'n seun na die stadspoort toe gevat word en met klippe doodgegooi word, as hy disrespekvol is teenoor sy pa. As julle bly, ons volg nie met die wet van Moses nie, wel ek weet hy is bly. Maar wanneer 'n seun na die stadspoort toe gevat moet word om doodgegooi te word met klippe omdat hy disrespekvol is teenoor sy pa, is dit God se manier om te sê, want as jy disrespekvol is teenoor God, kan selfs die dood nie gehelp word nie. Disrespek teenoor jou pa, God kan nog sê, wel, kom ons praat daaroor, maar disrespek teenoor God, dis letterlik wat daar probeer gesê word. Jy kan vergewe word vir 'n disrespek vir jou aardse pa. Wat gebeur wanneer jy nie meer verstaan dat God jou pa is? Wat red jou? Maar Eli se seuns, maar as iemand teen die Here sondig, maar Eli se seuns wou nie na hulle pa luister nie. En hoor wat sê die volgende sinnetjie, en dit bring 'n sweet op paas, maak nie saak hoe oud jy is nie, se voorgesigte. Want die Here het al reeds besluit dat hulle moet sterf. Is te laat. Is te laat. Is te laat. Is te laat. En ons wil nie daar kom nie. Moenie daar kom nie. Moenie so ver weghardloop van jou verantwoordelikheid dat dit eventueel te laat is om 'n verskil te maak nie. En dit is nie te laat as dit in jou hart brand nie en jy voel die Here praat met jou oor iets nie. Dis nie te laat nie. Solank as wat die Here nog met jou praat, gaan doen dit. Laat die Here besluit waar hy die lyn trek. Is dit te laat? Wel, dis nie vir jou om te besluit nie. Die Here het al reeds besluit, dis te laat. Gaan doen jou plig. En so Dawid, wat nie die wonderlikste man op aarde was nie, natuurlik, veral in sy latere stadiums, lees ons ook aan die einde van Dawid se, onthou Eli, hy was die priester. Samuel, wat hy gesien het, wat Eli se seuns doen, word hy die volgende pastoortjie. En Samuel, wat Eli opgelei het om die volgende pastoortjie te word, is die een wat Dawid salf as koning. So ek lees dit, want dit is soos 'n mooi ketting. En Dawid het baie respek vir Samuel gehad, want Samuel het die hele volk saamgebind, Samuel het Bybel gelees, Samuel was 'n man van God, Samuel het sy familie mooi onderhou, Samuel was 'n great voorbeeld van 'n Christen. En Dawid het opgekyk na hierdie tipe voorbeeld van 'n Christen. En so Samuel, die een wat onder Eli groot geword het, nie sy bloedkind nie, maar aangenome kind, julle storie van Hanna. In elk geval, Dawid het baie respek gehad vir Samuel. En so Samuel salf vir Dawid. En op einde van Dawid se lewe, in 1 Konings 2 vers 2, lees ons hierdie woorde. Toe dit duidelik word dat Dawid se dood voor die deur is, het hy sy seun Salomo beveel. Op sy laaste oomblik het hy nog gesag oor sy seun gehad. Op sy laaste asem het hy nog gesag oor sy seun gehad. Seun, daar's jou moeder, moeder, daar's jou seun. Gesag tot op jou laaste oomblik is wat jou beskore is. Moet nooit sê dis te laat nie. God bepaal daai datum, maar tot op sy laaste het Dawid nog bevele aan sy seun gegee. Dis tyd dat ek die pad van alle mense moet gaan. Wees sterk, wees dapper. Jy hoef net sterk te wees as jy gaan vyande hê en jy hoef net dapper te wees as hulle meer is as jy. Jy hoef net sterk te wees as die probleme kom en jy hoef net dapper te wees as jou probleme groter is as jy. So pappa se raad aan sy seun is, dinge gaan moeilik wees. Dit gaan nie maklik wees nie, my seun. Die wêreld gaan meer breek. So wees sterk, wees dapper. Volg die vereistes van die Here jou God en leef daarvolgens. Wees gehoorsaam aan sy gebooie, sy bevele, sy opdragte, sy bepalings, soos dit opgeteken is in die voorskrif van Moses. Jy sal dan suksesvol wees in alles wat jy doen en waar jy ook al gaan. Nou of Salomo op die einde van sy lewe geluister het daarna, is nie jou beskore nie. Dis die opdrag. Dis die woorde in 'n pa en 'n ma se mond vir die volgende generasie, of vir hulle sissies, of hulle ouers selfs. Dis die woorde wat ons vir mekaar moet gee. Wees sterk en dapper, dinge gaan moeilik wees, so hou vas aan die Bybel. Wees sterk en dapper, dinge gaan nie makliker raak nie, hou vas aan die Bybel. God sal met jou wees, en God sal met jou wees, en God sal met jou wees. Ek wil dit vir julle wys, want dis vir my wat belangrik is om te onthou. Die psalms wat ek nou vir julle gaan in mekaar ingooi, is iets wat julle by die huis kan gaan na kyk ook. So ek wil dit vir julle lees, want ek wil julle motiveer. Ek wil nie net sê gaan doen dit nie, want dit vat partykeer moeite wat ek hier gedoen het. Dis in julle blaadjies ook.
Maar doen jouself die moeite, nie net vanoggend nie, ek gaan dit vinnig doen. Gaan huis toe, as 'n stilte tyd, as 'n Bybelstudie, sit miskien jou eie Bybelstudie neer. En gaan lees hier deur bidend met die Heilige Gees. En ek bid dat iets vir jou ook sal gebeur soos met my gebeur, want dit gaan nie net kom deur om dit te lees nie, dit gaan kom deur om dit bidend te lees. En ek dink hier is soveel mooi krag hierin. Nou, wat se krag is in hierdie twee psalms? Hier wat ek vinnig vir julle wil sê. Psalm 111 en 112 is deur Dawid geskryf, glo ons. Dis die beste kennis wat ons het, want daar's nie 'n naam aan geskryf nie. Maar ons glo dis deur Dawid in sy latere stadiums geskryf en ons weet, gebaseer op hulle klassieke kultuur, dis geskryf vir kinders. Dis 'n pappa wat 'n gediggie skryf, 2 gedigte skryf vir sy kinders op 'n manier dat sy kinders dit sal onthou. Okay? A B C D E F G H I J K L M N O P. Nee, dit is presies wat julle nou gaan lees. 'n Pa wat so 'n brandende begeerte in sy hart het dat sy jong kinders God sal leer ken, dat hy skryf 'n liedjie, 'n gedig neer. Alfabeties met elke sinnetjie wat begin, elke woord van die nuwe sin begin met die volgende alfabetletter. Nou ons kon dit nie so vertaal in Afrikaans of Engels nie. Dis so hartseer van julle Bybel, soos die Nuwe Lewe Vertaling, sit nie eers meer die alfabetletters in om jou te wys hoe besonder hierdie gedigte is nie. Ou vertalings doen dit nog en die 2020 doen dit baie mooi, die 2020 vertaling. Maar jy gaan dit mis as jy net 'n moderne vertaling lees. Dawid doen soveel moeite en vat soveel tyd, dink hoeveel tyd vat dit om 'n gedig te skryf met elke alfabetletter waar elke begin van elke woord begin met 'n A en dan 'n B en dan 'n C en dan 'n D. Gaan probeer jy dit vir jou kinders doen, dit vat nogal iets. Maar Dawid was 'n talentvolle man. En so hoekom sê ek dit vir julle? Want julle gaan hierdie psalm met disrespek hanteer. Dis nie net Psalm 23, kom ons lees hom weer nie. Julle gaan dit disrespekvol hanteer as julle nie die moeite sien wat in hierdie psalms ingegaan het nie. En as julle nie verstaan vir wie die moeite was nie, dit was vir kinders. Dit was om vir jong mense by 'n skool te leer, hierdie is wat belangrik is. So dis die eerste punt wat ek wil maak. Hierdie is nie net 'n psalm nie. Hierdie is 'n pa vir 'n kind. Tweedens, en dis belangrik, Psalm 111 en 112 is saam geskryf. En Psalm 111 is vir kinders oor wie God is. En Psalm 112 is vir kinders oor wie ons is. Hierdie psalms is, hier is jou God. En hier is wie jy is as kind van God. My kind, hierdie is wat jy moet leer wie God is. En hier is wat jy moet leer wie jy in hom is. Leer dit. Ken dit uit jou hart soos 'n liedjie. En wat dit mooi maak vir Christene, wat hulle nie kon begryp nie, want is die misterie wat Paulus sê begrawe was in die eeue, wat nou openbaar is deur my Paulus, wat vir julle hierdie brief skryf. Wat hulle nie geweet het nie, wat jy vandag kan weet, is jy kan hierdie 2 psalms 1 psalm maak. Want jy, my liewe vriend, is kind van God, beeld en gelykenis, geskape in sy beeld, om soos hy te wees. Om titel te dra van kindskap beteken, soos hy is, so wil ek wees. As my pa so is, wil ek so wees. Hoekom is Jesus seun van die mens? Want hy is die beste tussen ons. Hoekom is hy seun van God? Want hy is God. Alles wat die hemelse Vader is Jesus. Wil jy weet wie God is? Wys ons net die Vader en ons sal gelukkig wees. Hoe lank is ek al tussen julle? Kan jy imagine die wonderlike, as dit 'n heilige arrogansie is, sal dit wees die dag wanneer jy tussen mense loop en sê, jy wil weet wie God is? Hallo? Nou, ek sê nie enige van julle moet dit probeer nie. Dis niemand wat gesê het nie, moenie dit probeer nie. Jy sal in die voorblad van 'n koerant wees. Maar my punt is, verbeel jou daai beauty. Wanneer Paulus sê, doen wat ek doen, want ek doen wat Christus doen, en Christus volg die Vader. Verbeel jou daai wonderlike arrogansie, as jy sê, jy wil weet wie God is? Ek is sy kind. Ek is sy kind. Kyk hoe hanteer ek my vrou, kyk hoe hanteer ek my kinders, kyk hoe met wat se eerlikheid werk ek, kyk hoe hanteer ek my beginsel, selfs teenoor my vyande of my regering of ander nasies. Kyk na my, want ek kyk na my pa en ek is 'n verteenwoordiger van my pa. Dit is die doel van Christendom. Dis hoekom hulle Christene genoem het. Christendom beteken klein Jesus, klein gesalfde, klein Pinksterkind.
Die Gees van God rus op jou en jy is nou God se stem in die wêreld. Die arrogansie van daai titel Christendom is vergaande. En as jy jouself 'n Christen noem, dan sê jy is beeld van God, geskape in die beeld van God. Genesis. En dis nogal iets wat jy moet na hinker. En ek nie een van julle wat hier sit sê julle kry dit reg nie. Ek weet nie een van julle voel so nie. Goed. Johannes sê hy wat sê hy is sonder sonde is 'n leienaar en die duiwel is sy vader. Maar ek vra nie wie jy is nie, ek vra besef jy wie jy moet word. Dis Vadersdag. Jy's jou pa se kind. Kyk na hom en word soos hy. So ek gaan hierdie twee psalms soos een psalm lees. Ek het elke liewe versie op die skerm vir julle gesit, om dit saam met my te volg, op die blaadjie, wat ook al, gaan lees dit by die huis. Maar ek wil hê julle moet sien hoe mooi pas hulle in mekaar. As julle sê ek bots dit net saam, maar dis my hart. Dat ek die eerste keer lees het ek dit in 'n Engelse Bybel gelees. Hierdie is die heel eerste keer dat ek dit in Afrikaans doen. Maar dit het vir my nog steeds net so mooi gewerk. Gaan kyk maar of jou vertaling dit ook so mooi maak, maar die Nuwe Lewende vertaling is waaruit ek op die skerm vir julle dit gesit het. Nee, ek ook, dis die 2020 vertaling, want hy is die een wat die alfabetletters in het. Ek dink is die 2020 vertaling. Maar ek lees saam met my en sien hoe mooi 2020 vertaling is 'n bietjie meer tradisioneel in sy woordkeuses, 'n bietjie meer suiwer. Okay. Psalm 111 gaan oor God, en ek sit elke keer daar in hakies God, sodat jy weet hierdie is die Psalm 111 versie. En Psalm 112 gaan oor die mens, en ek wil sien, jy moet sien, dit is die mens versie. Maar wat ek wil hê jy moet onthou is, jy is kind van God. En so Psalm 111 is vir jou iets wat na jy moet kyk, om te sien wie is my pa. Nou, en dan is die alfabetletter, daar, Alef, hulle gaan bietjie die Hebreëse alfabetletters, ek moes dit leer op universiteit. Kan jy dit glo, ek moes die hele ding ken. Julle gaan die alfabetletters leer, en dan het ek ons alfabet daarin gesit. Julle kan sien, dis maar hoe meeste van die skerms gaan lyk, okay. Kom ons begin, dit begin voor 'n alfabetletter, begin Dawid skryf vir sy kinders, en hy sê, loof die Here. Halleluja! Loof die Here. Al twee psalms begin dieselfde, soos ek sê, dit geskryf in dieselfde ritme. Halleluja en halleluja. Kom ons begin deur die Here te loof, voordat ons hierdie psalm leer ken. En dan begin hy met 'n A. Nou, soos ek sê, eerste woord was 'n A, of 'n Alef. Hy begin met God, hy sê, ek wil die Here prys met my hele hart. Nou hoor wat sê jy vir die mens? Gelukkig is die mens wat die Here vrees. Wat beteken hele hart? Ek wil die Here lief hê met my hele hart, dit beteken buig laag. Dit beteken alles hier binne in my is onder my pappa. Daar is niks in my wat gelyk is aan my pappa nie. Ek buig laag voor my pa, met my hele hart kom buig ek voor jou. Dit is so mooi. Ek wil die Here prys met my hele hart. En wat beteken dit? Ek vrees hom. Onthou, Salomo het hierdie as 'n kind geleer. Geen wonder hy skryf van sy spreuke nie, want hierdie was in hom ingeprent as 'n kind. Dan skryf hy met B. In die kring van opregtes en in die byeenkoms wat groot vreugde vind in sy gebooie. Waar leer jy sy gebooie? Kerk. En hierdie byeenkomste, as jy regtig God wil lief hê met jou hart en jy vrees hom, moenie hierdie goed mis nie. Die apostels het dit ook gesê. As jy regtig vir jou pa lief is, moenie hierdie goed mis nie. Want dis in sy teenwoordigheid. En wat beteken dit? Byeenkomstes, waar opregtes by mekaar kom. Dis daar waar sy gebooie jou herinner word. Ek's nie hier om heuning om jou mond te sweer en vertel hoe oulik jy is en hoe om jou finansies uit te sorteer nie. Ek's hier om soms vir jou te slaan en te sê, ruk jou reg man, ons is Christene. Ons wil sy gebooie hoor, dis wat ons wil hê as Christene. Ons wil seker maak ons stap nog die pad en dat ons pa vir ons sê wat ons is en nie is nie. Indrukwekkend is die werke van die Here. Sy nageslag sal magtig wees in 'n land. Wat is die indrukwekkende werke van die Here? Jy is die indrukwekkende werke van die Here. Jy sy kind, is sy trots. Julle paas wat kinders het. Dink jy eerlik waarom jou oudag jy gaan roem op die dinge wat jy's jou kinders en wat hulle doen? O, my seun is besig om dit en dit te doen. O, my kind, dis waarop jy roem.
Kyk wat doen die kerk. Kyk hoe wonderlik is daai een. Kyk daai een het sopas vir daai een petrol gegooi en sy kar vir daai een geleen en hierdie gedoen vir dit. Dit maak jou pa se hart so bly. Hierdie het koek gebak. Hierdie het dis so lekker. Dis wat jou pa geniet. En dan sê indrukwekkend is die werk van die Here. Sy nageslag is magtig in die land. Dis Pinkster, man. Kyk, al gaan een van my kinders. Hou hulle dop, kyk wat gaan hulle doen. Indrukwekkend is my werke deur my kinders. Sy indrukwekkende werke is nie soms wat jy dink dit is nie. Dis nie 4 kolomme nie. Ek is so moeg, ons moet ophou praat oor hierdie goed asof dit so indrukwekkend is. As God sees oopbreek. Jy mis die punt. 'n Oop see wat oopmaak is nie so indrukwekkend soos 'n Christen wat stap na iemand toe en sê, jy lyk mismoedig, kan ek vir jou bid en vir jou iets gaan koop om te eet? Dis soveel meer indrukwekkend as 'n dooie wat opstaan, maar daai dooie gaan weer doodgaan. Come on, julle. As God se wonderwerke ons aarde tref, dan wil ons almal opspring. Maar as 'n kind van God iets indrukwekkends doen, is dit waar God se aandag is. En hy sê indrukwekkend is die werke van die Here. Sy nageslag sal magtig wees in die land. Dis hoe vers 2 begin by al twee psalms. En dan 'n bron van nadenke vir almal wat vreugde daarin vind. Nadenke, dink 'n bietjie aan al die plekke waar mense opgestaan het as kind van God. Dink aan hoe die wêreld verander het as iemand opgestaan het in sy posisie as kind van God. Hoe die samelewing verander toe die Bybel weer opgetel was, toe reg en geregtigheid weer in die land geskied. Dink 'n bietjie terug aan hoe dit gelyk het wanneer sulke goed gebeur. 'n Geslag opregtes wat geseën word. Dink 'n bietjie terug aan jou nageslagte. Aan jou voorgeslagte bedoel ek. Dink 'n bietjie aan die oomblikke wanneer hulle die Bybel saam gelees het en op God vertrou het en iets gaan doen het in die naam van hulle God. Wat het plaasgevind in daai area? Hou op aan die wêreld jou stuk en slaan oor al die negatiewe goed in Dawid se lewe. Ja, jou oupa grootjie het negatiewe goed gedoen. So wat? Gaan kyk en gaan dink na oor die tye. Gaan dink na oor die tye wanneer die opregtes geseënd was. Want daar was vreugde, want hulle was beeld van God. Vers 3. Vol majesteit en heerlikheid is wat hy doen. Nou hoor hoe praat hy met jou. Oorvloed en rykdom is in jou huis. O, dis mooi. Dis dieselfde ding. Dis dieselfde ding. O, dis mooi. Majesteit en heerlikheid. Oorvloed en rykdom. Rykdom is nie geld nie. Rykdom is majesteit en heerlikheid. Oorvloed. Vergeet daai pastore. Oorvloed en jou bankrekening is vol. Skryf hulle af. Wat is oorvloed? Majesteit en heerlikheid. Wat het jou uitstraal in die werksplek in 'n moeilike dag en jy wil net vloek en jy sit daar en jy soos, ek is 'n Christen en jou kollegas hou jou dop en dan skyn iets uit jou selfbeheersing uit. En jy kry jou denke onder beheer en hulle kyk na jou in stilte en hulle sien iets uit jou uitskyn. Daai kind vrees die Here. Wow, mag jou huis vol wees. Mag jy oorvloed en rykdom hê van majesteit en heerlikheid in wat hy doen. F. En sy geregtigheid hou stand vir altyd. Raai wat sê Psalm 112? En sy geregtigheid hou stand vir altyd. Sy geregtigheid hou stand vir altyd. Jou geregtigheid hou stand vir altyd. Jy is sy kind. Hy is jou pa. Jy is soos hy. En as sy verhouding staan, dan staan jou verhoudings. Daar sal nie egbreek wees in my lewe nie, want my regverdigheid. O, dis mooi. My geregtigheid, is eintlik die woord nie regverdigheid nie, my geregtigheid, my sin van reg en verkeerd is in die Here. En dit staan vir altyd. Ek is net soos my pa. Ek is net soos my pa. Vers 4. Hy het bewerk dat sy wonders onthou word. Hy het bewerk dat sy wonders onthou word. Hy skyn, dis nou 'n mens, die mens skyn in die duisternis as 'n lig vir opregtes. O, dis mooi. Hy bewerk sy wonders en dit sal onthou word. En die mens skyn in die duisternis as 'n lig. Ek wens jy wil verstaan wat dit beteken as God 'n wonderwerk doen wat onthou word en jy leef as 'n Christen in die donker wêreld en opregte mense sien jou raak. Mense onthou die wonders van God wanneer Christene in donker plekke skyn.
Genadig en barmhartig is die Here. Raai wat? Jy is genadig en barmhartig en regverdig. Hy is barmhartig en genadig, jy is genadig en jy is barmhartig. Vers 5. Hy het kos gegee aan die wat hom vrees. Belangrike sinnetjie, moet niks uit daai sin uithaal nie. Hy het kos gegee aan die wat hom vrees. En ons, dit gaan goed met 'n mens wat goedhartig is en uitleen. Vir wie leen jy uit? Jy is soos jou pa. Hy het kos gegee vir die wat hom vrees. En van die grootste hartseers in die kerk is ons dink ons is 'n welsynsorganisasie. Ons dink ons job is om die wêreld se krisisse op te los. Is nie, is jou pa se werk. Jy moet soos jou pa wees en jou pa gee kos vir mense wat hom vrees. Dink mooi oor hoe jy werk met wat jy het, want dit gaan goed met mense wat goedhartig is en uitleen. Maar jy gaan seer kry as jy dit nie soos jou pa doen nie. Hoor my hart, is al wat ek vir jou sê as jy wil luister, great. Jy gaan seer kry as jy dit nie soos jou pa doen nie. Hy hou vir ewig sy verbond in gedagte. Wat sê hy vir ons? Wat sy sake eerlik bestuur. God hou sy kontrak wat hy maak met die wêreld altyd in sy gedagte. OK, ek het 'n verbond gesluit met jou en ek sal volgens my verbond optree. Hoe tree jy as 'n Christen op? Jou sake word altyd eerlik bestuur. Hey, ek het 'n verbond met my woord is my eer. Ek het mos vir jou gesê ek sal dit teen die prys doen. Die prys het opgegaan. Sal jy ook die prys weet? Nee, jammer, jy het gesê dis hierdie prys. OK, ek weet ek het gesê dis hierdie prys, ek is jammer. Maar nou nie jou werk afskeep nie. Nooit nie, jy verstaan nie. My sake word eerlik bestuur. Hoekom? Want my God hou sy verbond altyd voor oë teenoor my. Hallo? Wie is ons? Ons is kinders van God, ons werk in die werksplek anders as die wêreld. Hoekom? Want ons is Afrikaners. Wat 'n nonsens is dit? Nee, ons is kinders van God. Hy hou altyd sy kontrak voor oë. Hy dink altyd aan die kontrak wat hy gesluit het met Abraham. En so moet jy. So moet jy altyd jou sake reg bestuur. Die krag van sy dade het hy aan sy volk bekend gemaak. Wat van jou? 'n Regverdige sal nie wankel nie. Wat beteken dit? Hoor hoe mooi is dit? Sy dade, die volk sien hoe loop hy. Die volk sien hoe wandel hy. Die volk sien hoe doen hy dinge en hoe hy dit doen. En hy doen dit voor mense, sodat mense kan sien wie hy is. En jy loop voor mense. En hulle sien jy wankel nie. Ja, moeilike tye kom, ja, moeilike dinge gebeur, maar jy staan en al val jy staan vinnig op en mense sien jou. Moenie alles in die geheim doen nie. Vergeet van daai versies met jou linker en regterhand nie. Dis oor skynheilige mense. As jy skynheilig is, ja, steek alles wat jy doen weg. Maar as jy sê ek is 'n kind van God, dis jy mos nie skynheilig soos die Fariseërs nie. Come on! Skyn voor die wêreld sodat hulle kan sien wat se goeie dade jy doen en jou Vader daardeur verheerlik. Jy is soos God. God steek nie sy dade weg nie. Mense dink hy doen, maar hy is so opsigtelik, hy's reg voor jou. Mense is blind. God is nie in die donkerte nie. En so dis vir my so mooi, sy kragtige dade maak hy bekend aan mense. En 'n Christen, hy wankel nie as hy loop nie. Hoe weet jy iemand wankel nie? Want jy sien hom loop. OK, deur die erfdeel van nasies aan hulle te gee. So wat doen God met sy dade? En almal sien dit. Hy gee 'n erfdeel aan nasies. Hy's vrygewig. Hy gee uit. Deur 'n erfdeel van nasies aan hulle te gee. Wat doen jy as mens? Hy bly vir altyd in herinnering. Wat moet jy die hele tyd aan herinner word? Ons kom nou net uit daai reeks. Wat moet die hele tyd as jy opstaan in die oggend altyd in herinnering bly vir jou? Wat is die gedagte wat altyd in jou herinnering is? Ek is 'n erfdeel vir die nasies. Ek is 'n erfdeel vir die nasies. Abraham, ek sal jou seën sodat al die nasies deur jou geseën sal word. Dis die belofte. Onthou dit, Abraham, onthou dit. Jy is 'n blessing vir die nasies. Jesus, hy is 'n seën vir die nasies. Die kerk is 'n seën vir die nasies. Weet jy dit? Onthou jy dit? Staan jy in die oggend op as jy werk toe gaan en sê, my werksplek is gelukkig om my te hê. Arrogante Christen. My werksplek is gelukkig om my te hê.
Ek weet julle vrouens kyk soms na julle mans en sê my man is baie gelukkig om my te hê. Ek weet, okay, dis great. Ek moet nooit ophou om dit te dink nie, want dit is altyd waar. Maar miskien is dit omdat jy opstaan as 'n Christen vanoggend en jou man dalk nie. En jou man is gelukkig om jou te hê want jy staan op as 'n dogter van God en jy gaan sy nonsens hanteer met sagkens liefde. En dis wat God van jou vra. That's amazing. Jou werksplek kan bly wees jy werk daar. Want jy hou iets in gedagte. Jy hou iets in gedagte. O, dis vir my so mooi. O, ek love die Bybel. Die werk van sy hande is betroubaar en reg. Vir slegte tyding is jy nie bang nie. Hoekom nie? Want jou hande is betroubaar en reg. Wanneer is 'n man wat in die werksplek instap nie bang vir die toekoms nie? Wanneer jy weet wat jy doen is betroubaar en reg. So kom wat wil. Ek weet wat ek doen is reg. Is die polisie hier in die straat afhardloop en jy sluit die deure, die polisie is hier. Nee, want wat ek doen is betroubaar en reg. Okay, in ons land mag dit. Okay, nee, maak nie saak. My punt bly staan. Jy's nie bang nie. Hoekom is jy nie bang nie? Jy's nie bang vir slegte tye nie. O, dit gaan so moeilik raak in ons land. Wel, doen net wat betroubaar en reg is. Die mense wat bang is die mense wat skelm is. Doen wat betroubaar en reg is. Hou op, moet nooit korrup wees nie, want sodra jy korrup is, gaan jy bang wees vir slegte tye. Christene is nie bang vir slegte tye nie. Vir slegte tye is 'n Christen nie bang nie. Hoekom? Want ons hande is soos ons Pa se. Ons hande is betroubaar. Ons hande is reg en die wêreld weet dit en glo my, hulle gaan draai na jou toe wanneer alles opgebruik is en uitgespoeg is. Maak nie saak nie, ons is soos ons Pa, maak nie saak wat hulle daarvan dink nie. Okay, en betroubaar is al sy opdragte. Betroubaar is al sy opdragte. Papas, hier's waar dit moeilik raak. Luister mooi na wat hier aangaan. Betroubaar is God se opdragte in sy hart is standvastig in vertroue op die Here. Dis nie jou opdragte nie. Sien julle wat hier aangaan? Betroubaar is God se opdragte. Man, jou hart is standvastig op sy opdragte. Jy het nie ewe skielik gesag gekry en nou spreek jy en nou is dit God wat praat en nou kan jy net sê wat jy wil want jy's die koning en profeet en priester van jou huis en wat jy sê moet gaan want jy's die hoof en waarvan praat jy? Waarom praat jy? Sy opdragte staan en jou hart is op sy opdragte gegrond. Dit is so belangrik om te verstaan wat hy daar sê. Betroubaar is sy opdragte. En man, jou hart is standvastig op sy opdragte. Vers 8. Sy opdragte is bestendig vir altyd. Dis waar vir altyd. Dit staan vas vir altyd. Bestendig is dit dis daar. Sy opdragte is bestendig vir altyd en vir ewig. Wat van 'n man? Wat van 'n mens? Wat van 'n vrou? Sy hart is bestendig. Dis mooi, nee. Hoe mooi is dit? Sy opdragte is bestendig. 'n Man se hart is bestendig. As 'n man wat op God se opdragte staan, sy hart sal vir ewig staan. Jy sal nie 'n man in 'n depressie laat verval en wil opgee op die lewe as hy staan op God nie, want die wêreld sal nie te moeilik raak vir hom om te dra nie, want God gaan hom krag gee deur die Gees van God om sy kruis te dra. Jou hart sal bestendig wees, man. Draai terug na die Here toe en jy sal moed skep. Jy sal nie bang wees nie, want as God se opdrag bestendig is, sal jou hart ook bestendig wees. Hy sal nie bang wees nie. Baie mans sê hulle is nie bang nie en baie mans lyk vir baie vrouens baie braaf en baie sterk en die waarheid is, meeste mans op hierdie planeet is bitter bang vir baie dinge. En hulle harte bewe binne en hulle al sien julle dit nie in hulle broeke nie. Maar mans is die leiers van ons wêreld, maak nie saak wat julle daar buite hoor nie. Mans is die leiers van ons wêreld en moet die leiers van ons wêreld wees en bly. Mans is baie bang. En 'n bang persoon is 'n gevaarlike persoon. Maar 'n man wat op God vertrou, wat sy opdragte is bestendig, sy hart sal bestendig wees. Hoor hoe mooi gaan hy aan met P. Hy sê, dit word nagekom in trou en opregtheid. Uiteindelik sien hy neer op sy teenstanders. Hierdie is mooi. Hierdie is mooi. Ek het 'n bietjie tyd met hom spandeer. Ek moes 'n bietjie tyd met hom spandeer want dis 'n groot een, veral vir my wat daarvan hou om af te kyk op mense wat ek dink nie doen wat reg is nie. Hoor mooi. Dit word nagekom. Hoe kom jy sy gebooie na? Hoe bly jou hart standvastig? In trou, hoor mooi, en opregtheid.
trou en opregtheid. En as jy getrou sy byeenkomste bywoon sê, getrou na die Bybel toe draai vir wysheid en raad, getrou stil raak en sê, Here, praat met my, ek wil met jou ook praat, kom ons gesels 'n bietjie. As jy getrou hierdie dissiplines, hierdie ritmes, hierdie danspassies in jou lewe inwerk, en jy's trou op hierdie danspassies, en jy's opreg in wat jy doen, vir geen ander rede as net, ek hou van jou, jy's my pa nie vir een of ander kaartjie hemel toe nie, maar jy doen dit want hy's goed en hy's jou God. Uiteindelik sien jy neer op jou vyande. Dis nie reg nie, nee, dis beautiful. Wanneer jy agterkom, hulle is nie soos jy nie, gaan jy nie meer doen wat hulle doen nie. Wanneer jy agterkom, daai godsdiens, ek het nie, kyk hoe mooi, kyk hoe bid hulle, nee, jy verstaan nie, ek kyk af op hulle valsheid. Jy is hoogmoedig, is nie. Ek staan op iets. En daai is kaf in die wind. Dis een van die alfabetletters, kaf, by the way. Kaf, okay. So, dis nonsens. En dis 'n goeie plek om te kom, as jy dit, en ek is baie, kyk ek af op dinge, en ek doen dit nie in opregtheid nie, soos dit hier staan nie, maar my punt bly staan by die Bybel sê, as jy in trou en opregtheid in die Here staan, gaan jy dit wonderlik vind om af te kyk en eintlik iemand jammer te kry. Want jy besef, jy's ver bo hulle in moraliteit, in denke, in liefde, in verstaan, in wysheid, in kennis, en hulle gaan met jou praat asof hulle meer weet as jy, moet hulle nie glo nie. Besef net, God wat in jou is, het jou 'n wysheid gegee wat ver bo enige ouderdom is. En jy gaan neersien op hierdie wêreldse wysheid. Ek hoop almal van julle kan op 'n stadium kom waar julle neersien op hierdie wêreld, sodat jy nie lief raak vir hierdie wêreld nie, maar jy moet trou en in opregtheid staan op sy woord. Dan vers 9. Verlossing het hy vir sy volk gestuur. So wat doen ons as sy kinders? Hy deel uit, hy gee aan behoeftiges. Verlossing het hy vir sy volk gestuur, en ons deel uit en sorg vir behoeftiges. Wat 'n behoeftige? Iemand wat verlos moet word. Wat 'n behoeftige? Iemand wat in 'n krisis sit en hy het 'n bietjie hulp nodig. So wat doen jy? Jy verlos mense. Jy's mos 'n Christen, die verlosser. Dis jou titel. So gaan verlos mense. Nie net deeltyd bid vir verlossing nie, wees 'n verlosser. Gaan koop mense terug. Wees verlos mense. Hoe verlos jy mense? Jy gee aan behoeftiges. Behoeftiges het verlossing nodig. Dis so maklik soos dit, deel uit. Hy deel uit. 'n Christen pa deel uit. Ja, pa, dis nie net jou geld nie, hoor. Maar gaan deel uit. Gaan deel uit. Wees soos jou hemelse pa, wees 'n verlosser. As iemand behoeftig is, deel uit. Dis wat jou pa doen. Dan sê hy het sy verbond vir ewig voorgeskryf. Vir ons, sy geregtigheid hou stand vir ewig. Dis mooi. Sy verbond is ewig. Jou geregtigheid is soos God se verbond. Hy het dit al 'n paar keer gesê, nee, maar faith comes by hearing and hearing the word of God. Mans, wat is God se naam? Ek is wie ek sê ek is. Wat beteken dit vir Afrikaner as hy sê my woord is my eer? Jy sê jy is God se kind. Jou pa se naam is sy woord is sy eer. Dis jou pa se naam. Ek is wie ek sê ek is. As ek iets gesê het, dan is dit hoe dit is. Maak jou kamer skoon, maak jou kamer skoon, maak jou kamer skoon, maak jou kamer skoon. Dis nie God nie. Dis nie God nie. Sy woord is sy eer. Maak jou kamer skoon. Ek praat nie weer nie. Eina! Okay. Hy het sy verbond vir ewig voorgeskryf. Sy geregtigheid hou stand vir altyd. Dis jou geregtigheid. Hy het by die tweede een as oor mens. Jou regte verhoudings, jou geregtigheid. Geregtigheid moet bestaan in verhoudings. Dit moet staan vir ewig. En dan sê hy, heilig en ontzagwekkend. Nou ek het 'n bietjie gaan kyk, ek sal maar daai woord hou, alhoewel ek hou meer van die ou vertaling woord. Vreeslik. Ek hou van daai woord. Vreeslik. Maar die 2020 vertaling se woord ek agtergekom het eintlik maar 'n mooier woord, maar dit sê dieselfde ding. Heilig en vreeslik is die naam. Heilig en vreeslik is sy naam. Julle, jy het met
Jy's 'n man. 'n Man wat nie kan doodmaak nie, kan nie lief hê nie. Jy's 'n man. Jy's seun van God, jy's 'n beskermer, hy het jou sterk hy het jou anders bymekaar gesit. Dis vreeslik om te verstaan wanneer 'n vrou dink sy kan speel met 'n man en hierdie man stoei met haar en sy dink sy wen en sy klap hom en ewe skielik vat hy 50% van sy krag en hy druk sy hand hier om haar en hy bruise haar dat haar hele arm vir weke lank blou bly. Dis vreeslik om die krag van 'n man te ontdek as jy dink jy's sterker as hy. Dit is 'n vreeslike ding om te speel met 'n man en dan agter toe kom die man speel nie meer met jou nie. Hoe vreeslik is dit om so 'n bombastiese man te kry wat bereid is om sy krag te gebruik teenoor 'n swakke. Dit is vreeslik as jy nie verstaan wat 'n man in hom het as gevolg van wat God hom gegee het nie. Jy speel nie met jou pa nie. Jy smors met die dood. En jou pa is 'n feite vreeslike naam. Vreesaanjaend is die Here, jy wat speel met hom en dink jy's gelyk aan. Die dag wanneer hy sy hand om jou vreeslik is dit vir die mens wat in die hand van 'n lewendige God val, want as hy sy hand toemaak is daar niks van jou oor nie. Hy's baie sterker as wat jy dink hy is. En dit is so belangrik om te verstaan as jou pa. So belangrik. Heilig, jy is nie heilig nie. En ontzagwekkend is sy naam. Nou wat van ons as mens? Met waardigheid styg jou aansien. Jou aansien styg nie omdat jy dink jy is heilig nie. En jou aansien styg nie omdat jy vreesaanjaend is nie. Jy sal vir my luister. Nee, dit werk nie so vir jou nie hoor. In jou Psalm word hier geskryf, hy is heilig, hy is vreesaanjaend. Jy styg met waardigheid. Mans, waardig. Statig, stoïs, jy bly eerder stil, jy vat eerder die hou, jy staan, en jy is waardig in jou posisie as vors van krag. Jy gaan styg met waardigheid, nie met vreesaanjaende skree nie. Dis wat God vir ons sê as sy kinders. Jy gaan styg met waardigheid. En nou gaan hy dit afeindig deur om 'n balans te tref, soos hy nou net gedoen het, tussen die wêreld en God. Die wêreld en God, kinders wat nie sien hulle is sy kinders nie. En hoor hoe eindig hy hierdie Psalm in die laaste vers. Sien hoe bring hy die twee kante op. God is God en die wêreld is nie. Hulle is nie sy kinders nie, hulle is dood, hulle is nie gevul met sy gees nie. Hoor hoe sê hy, hoe terrible is dit, hoe vreeslik is dit as ons dit nie verstaan nie. Hy sê, die begin van wysheid is die vrees vir die Here. Ek wonder waar Salomo dit geleer het. Salomo het dit geleer toe hy by die alfabet letter resh kom, wat T is. Toe hy by die T in die alfabet kom, toe onthou hy dit as 'n kind. Skryf hy dit neer as 'n groot man. Die begin van wysheid is die vrees vir die Here. Maar die goddelose sien dit en vererg hom net. Hulle gaan net kwaad raak, hoor. As jy God vrees, hulle gaan sien jy vrees God en hulle gaan jou haat, hulle gaan jou wil fire, hulle gaan op jou spoeg, hulle gaan jou wil laat sien val, hulle gaan mal wees daaroor as jy opstaan vir jou godsdiens. Daarom staan mense nie meer op vir hulle godsdiens nie. Want almal is bang, maar jy sê goed is wat gaan gebeur, so maak nou maar besluit. Ek weet nie wat jy wil doen nie, maar hier staan dit. Die begin van wysheid is vrees die Here, maar as jy die Here vrees, gaan goddelose mense dit sien en hulle draai teen jou om jou seer te maak. Ek weet nie. Wil jy kruis dra of wil jy nie? Dis jou keuse. Hier gaan ons. Hy gaan aan, hy sê, almal wat sy opdragte uitvoer, het insig. Jy is slimmer as die wêreld as jy jou Bybel lees. Jy is, want dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor wat jy lees. Die dwaas kners op sy tande, maar hy gaan in elk geval wegkwyn. God se opdragte gee jou insig, die wêreld gaan op hulle tande kners en skree en protest en te kere gaan, man, God gaan dit alles opbrand. Dit gaan alles in elk geval wegkwyn. Hy hoop om aandag te gee aan die eindtyd en hierdie dinge en die oorloë wat om. Fokus jy op jou huis, jou dorp, jou nasie, daar waar die Here jou geplant het en vind uit waar hy jou wil vat. Dis al wat jy fokus. Die res is syne. En dan laastens sê hy dit so mooi. Sy lof hou vir altyd stand. Hy het begin met die lof van die Here, prys hom. Dis wat ons gaan doen in die ewigheid. Maar die begeertes van hierdie wêreld, julle verstaan nie. Die dag as hierdie kom haal, is dit alles klaar. Wat gaan bly staan, is die lof
van die Here, jou pa. So leer om jou pa te lief te hê, leer om jou pa te aanbid, leer 'n koortjie in jou hart, word wakker met liedjies, kom leer om hom te aanbid, julle, want dis wat gaan bly staan. Dis wat gaan bly staan. So ek wil met julle ietsie deel, wat vir my een van die mooiste dinge op Vadersdag is, tussen jou pa en jy, en julle is een. Waar's my prentjie? Dis my kind wat ek probeer in my prentjie wys het. Daar, ja. Dis wat ek in my prentjie probeer wys het. Jy en jou pa is een. Jy word ingenooi in die Godheid en laat sy beeld in jou vorm. Word sy verteenwoordiger op Vadersdag. Hy wil deur jou leef. Gaan leef as 'n kind van God. Psalm 111 en 112 is vir jou geskryf in 'n ritme soos 'n alfabet, sodat jy dit kan leer. Wie is jy? Wie is hy? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u liefde. Dankie dat ons die inspanning van 'n pa kan sien, wat met moeite vir sy kinders iets probeer leer, en in 'n ritme dit probeer regkry. Help ons, Here, om ook so om te gee oor wat in die Bybel is. Dat ons ook ons kinders kan probeer kerk toe bring of by mekaar bring om hulle te laat sit, soos vir hier langs aan, dat hulle kan leer wat die woord van die Here sê en wie is God en wie is hy nie. Dankie Here, ek eer elke ouer wat hulle kinders kerk toe bring om te kom sit in 'n groot preek of in 'n kinderkerk boodskap. Here, ek eer ouers wat hulle kinders sit onder die mantel van u woord. Here, asseblief stuur meer ouers, maak hulle wakker, veral hierdie Christene wat soms laks en lei en moeg raak en dan is maar net wat dit is. Stuur weer families, Here, in die kerke in, sodat kinders sal sit onder die woord van God. Here, help ons asseblief as ouers om dit te verstaan. Ek bid vir ouers wat vanoggend sukkel om dit te begryp. Verlig hulle verstand, Here, hulle verantwoordelikheid teenoor die volgende geslag. En sê vir u dankie daarvoor. Vader, gee vir ons krag, as mans en vrouens gee vir ons krag om in hierdie wêreld as kinders te gaan leef. Gee vir ons krag om verteenwoordigers van God te gaan wees. En Here, dankie vir genade wanneer ons val, dankie wanneer ons wankel. Help ons om vinnig weer op te staan, dat die wêreld kan sien, ons krag lê in God se genade. En ons prys u daarvoor, ons loof u daarvoor. Ons vra vir vergifnis, en ons sing u lof van genade. In die magtige naam van Jesus Christus alleen. Amen. En amen. Gaan geniet hierdie 2 psalms. Baie lief vir julle. Dis regtig lekker. Daar's